Shalom almal en welkom by Makrot en natuurlik Chag Pesach Sameach. Ons wens jou 'n kosher en wonderlike fees toe. Hierdie week, veral soos ons Pesach ingaan, onthou ons dat daar 'n verband is tussen die mitzvah van Biur Hametz, wat plaasvind net voor die Pascha, waar ons die Hametz verbrand, en die Torah gedeelte hierdie week. Jy sien in hoofstuk 6, vers 2, sê Hashem vir Israel, hier is die Torah van die brandoffer, of in Hebreëus, Olah, waar die vuur op die altaar voortdurend moet brand van die dag reg deur die nag. Dit sê dat dit 'n voortdurende vuur moet wees. Wat 'n verband het hierdie met Biur Hametz? Jy sien in die Torah gedeelte hierdie week is daar 'n taalkundige leidraad wat sommige miskyk. Wanneer dit sê Zot Torat Ha'olah, praat dit van die verborgde Torah wat binne die Torah gevind word, amper die moeder van alle Torahs, die essensie van die Torah. En Chazal het vir ons verduidelik dat die rede waarom die Torah Ha'olah vir die brandoffer gegee is vir die doel van sondes wat in Hebreëus Herorei Lev genoem word. Selftwyfel, dit is die tipe sondes wat veroorsaak dat ons onsself bevraagteken en nog belangriker, God bevraagteken. Nou moet ons hier oplet dat in die teks hy die woorde Ha'olah gebruik. Jy sien, die Olah is vroulik. Maar dit lees as manlik. Ons sou verwag dat dit sou lees Ha'olah, maar dit lees Ha'olah met 'n waaf. Hoekom? Omdat dit 'n manlike vers is wat vir 'n spesifieke doel gebruik word. So, hoekom lees dit dan hoe eerder as hy? Jy sien die woord hoe in Hebreëus. Die offer wat op die altaar geplaas moet word, verteenwoordig die man self, die persoon self. Die rede hoekom dit Ha'olah sê en nie Ha'olah nie, is omdat dit oor 'n persoon praat, het Chazal verduidelik wat. Trots en arrogant is in daardie laaste dae. Dink net vir 'n oomblik hieroor. Ons moet al die Hametz in ons eie huis verbrand. Hoekom verbrand ons die Hametz? Omdat ons onsself net 'n bietjie nederiger wil hou, hierdie dinge wat nie van Hashem is nie, wil uitbrand voordat ons die Pesach ingaan. Dit gebruik hier die term Ha'olah al-Mokta, omdat dit praat oor die trots en die gees van trots wat heeltemal verbrand en verteer moet word. Jy sien, mens kan nie Hashem dien met trots of arrogansie nie, en dis hoekom die offer self vroulik is, maar wanneer dit hier in die vers sê Ha'olah, praat dit oor die man se Yetzer Hara, die man se bose neiging. Ek vra dat ons almal Pesach sal binnegaan met die Hametz wat ons van binne tot buite verlaat. Dit, vriende, is wat Hashem van ons vereis het. Leef vandag die Torah Ha'olah en wees nederig soos ons die fees binnegaan. Ek wens julle almal Shalom en Chag Sameach toe.